Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat gesels en natuurlik dankie en skade genade. En gaan besoek asseblief hulle webwerf, soos ons al gesê het, jy kan 'n hele paar rand spaar sonder om jou risiko te verhoog. Inteendeel, dit kan jou baie goed doen. En dan natuurlik, ek hoop julle het genoeg warm hout of nie warm hout nie, genoeg hout vir die koue weer wat op pad is. Die winter gaan byt. So intussen, goeie somergraanstroopproses aan die gang. 3,2 miljoen ton is gestroop van die verwagte 16,8 miljoen ton lewerings. Daar is sover redelik min graad in 2 en 3. Stroopproses by sojabone ook amper voltooi, droëbone klaar, sonneblom so 2/3 gestroop en by sojabone is 2 miljoen ton gelewer. Sonneblom nog so 200,000 ton uitstaande. Die druk by sojas dink ek is 'n bietjie minder, so die druk skuif nou na die mieliemark toe. Dan intussen interessant, veevoervervaardigers kla baie oor die relatief hoë voginhoud, veral van sojabone en selfs mielies, want hulle moet dit maal, maar hulle sê die probleem is die kwaliteit van die eindproduk is nie goed nie. Sojakoek byvoorbeeld verlaag die proteïne-inhoud en hulle moet tot so R300 'n ton regstelling doen om die voedingswaarde reg te balanseer. Onthou dan ook vervoerkoste vir die veevoervervaardigers, hulle moet die grondstowwe aan die fabriek doen, dan van die fabriek af waarheen ook al afgesit word, en die hoë brandstofpryse maak hulle seer. Die ironie is natuurlik, ons as boere dra die kostes van die hoër brandstof, ons dra die koste van 'n surplus groot oes, en intussen stygende vervoer en brandstofkoste moet ons dra, terwyl die winkelrakprys styg, en vervoerkostes daar word deurgegee na die verbruiker toe. En natuurlik, dit gee nou aanleiding tot hoër inflasie. In Amerika is die groot debat op die oomblik, hulle voedselinflasie het opgeskiet na 6% toe. By ons sit ons op 2,8%. So hier by ons laer vleispryse, laer graanpryse help om inflasie onder druk te hou. Maar weer eens onthou, die boerprys is nie die winkelrakprys nie. Dan, goeie nuus is natuurlik, die rand is redelik stewiger, stadig, hier na R16.30. Standard Bank het die laasweek gesê, hulle dink die rand gaan nader na R16 toe gaan, natuurlik verskil die banke. Maar intussen, olieprys rondom $100 'n vat, en intussen maar gaan die woer spelery voort, op af, en daar is nog nie regtig groot verligting nie. In elk geval, die verligting kom in die sin van pryse, onthou die tesourie het R3 per liter en R3,93 vir diesel van die brandstofheffing teruggehou. Hulle tel nou daarvan terug in die geval van brandstof R1,53. Ekskuus, R1,96 by brandstof wat hulle nou terugtel. En ten spyte daarvan, of as gevolg daarvan, en saam met die laer olieprys, gaan ons so tussen R2,60 en R3,20 laer dieselprys kry, wat natuurlik gaan help. Die teenpunt is petrolpryse styg, maar dan waarsku die internasionale ouens, dis 'n seisonale vraag na diesel wat laag is in die noordelike halfrond. Onthou dis nou hulle somertyd en natuurlik hulle gebruik diesel vir verhitting en vervoer. So ja, dit is interessant. So kom ons kyk daar. Onthou ook, ek het al vir julle gesê, Rabobank het al gewaarsku dat die groot risiko lê by diesel. Boere vra vir my, voer ons die olie in nie, maar die antwoord is nee. Ons het nie raffinaderye nie, ons voer klaar vervaardigde diesel en petrol in, wat natuurlik beteken die raffinaderye kan nie genoeg maak oor see nie, daarom sukkel ons. So ja, dit is waar ons staan. Die regering wil nou kan te planne maak om weer raffinaderye in die gang te kry. Maar ek dink dis die nuus vir die oomblik hier. Kom ons vat 'n advertensiebreek, dan praat ons oor die graanmarkte en die ander markte. Waarom gee jy nie vir skadegenade die geleentheid om na jou versekeringsportefeulje te kyk nie? Want met die innoverende produkte wat ons jou kan aanbied, mag jy dalk soos vele van ons tevrede kliënte groot besparings geniet. En dit terwyl die dekking onveranderd bly. Of dalk selfs verbeter. Hoekom nie? Skakel sommer nou 083-630-8306 of jou naaste skadegenade agent. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars. Natuurlik in Amerika, plantseisoen vorder baie goed, hulle produksietoestande wissel die jongste verslae, maar dit gaan relatief goed. Intussen daal Chicago mielieprys
En die daling van die Chicago mielieprys saam met die sterker rand plaas natuurlik druk op ons Safex-pryse en op die oomblik is ons mielies redelik naby uitvoerprys en sojabone dieselfde. So ek vermoed ons is besig om naby die onderpunt van ons siklus te kom. Dit hang af wat met Amerika se pryse gaan gebeur. So Safex redelik laer, nie laer, so 20% van die mielieoes gestroop. Daar is gerugte in die mark vir mense wat sê die oes gaan groter wees. Hulle praat van tot 200 of 300.000 ton. Maar ek dink dit is te gaan om te praat. Die vroeë mielies wat nou gestroop is nie 'n aanduiding of die 20% van wat gaan volg nie. Tussen Safex wat mielies verder gedaal, so by die 3.135 en geel so rapsie hoor R3.160 per ton. Nou hierdie diferensiaal is te min om wat mielies in die veevoermark regtig in te faseer. So kom ons kyk, ek dink soos die stroopdruk toeneem, gaan sake verander. Sojabone redelik gelewer, so 2,3 miljoen ton van die verwagte 2,8. Prys ook onder druk, hy is by uitvoerpryse selfs rapsie onder, so by die 6.700 en ek vermoed ons is redelik naby die onderste draaipunt. Sonneblom, die by 8.500, lyk my begin hier vassteek. 75% van die oes is gelewer, so ek vermoed hier gaan ons die draaipunt baie gouer bereik met die stroop- en leweringsproses wat afneem. Dan interessant, koring bly maar sukkel, nie interessant nie, dis baie sleg. Koring bly sukkel, ons het laas gesê die invoertarief het gedaal van 619 na 153 rand per ton. Nogtans bly Safex pryse onder druk en hier vir Desember bly dit by 5.700, 5.800 rand per ton. Nou dit is hoegenaamd nie winsgewend vir droëlandboere in die Wes-Kaap en besproeiingsboere in die noorde nie. Dan is seksie 7 komitee wat ondersoek doen na die hele koringbedryf en bemarking. Dit skynbaar 6 maande om te rapporteer. Wat my pla het, ek verstaan hulle tog nie vir openbare insette gevra nie. En dis nou my mening 'n groot fout en ek dink Graan SA moet hulle 'n bietjie kardevul en ander boere om insette te lewer. Aardappelpryse bly onder druk hier by die R40 vir 10 kg, redelik voldoende op die mark, alhoewel daar 'n bietjie minder vloei. Wat ons ook sien en natuurlik die totale aanbod is meer as laas jaar. In ander swak jare, graansaaijare, het boere geneig om meer aardappels te plant om hulle kontantvloei aan te help. Vir jare is nou weer lyk by so 'n mark. Dan as ons praat oor die veemarkte, 'n paar interessante goed wat ek vir julle wil noem. Uiteindelik berig het die minister ingegryp in die hoenderbedryf se gestoeiery, amper soos met beeste bek en klouseer oor voëlgriep en stof en om voorkomend op te tree en hulle voëltroppe in te ent in plaas van die drakoniese maatreëls dat jy jou hoenders moet vakant maak. So die ou maatreëls, soos deur die staat afgedwing, die minister, die bedryf het baie ernstig beklei daarteen. En uiteindelik het die minister nou opgestaan en die staatsbureaukrasie gesê hy gaan toestemming gee, die beleid moet gewysig word tot voordeel van hoenderboere en dat daar nuwe regulasies binnekort uitgevaardig gaan word. So hopelik kry die minister nou 'n bietjie die boere se kant van die saak in die hand. Dan die vleismark, maar baie sywaarts, niks veel gebeur nie, maar ek wil graag vir julle vertel net nou. Die bees- en skaapvleis en varkvleis of slagtingsaanbod op die mark is heel wat laag. Intussen die hoenderbedryf groei baie sterk. Maar Beef berig dat die invoer van vleis het in die eerste kwartaal skerp opgeskiet van 1,5 miljard rand na 2,2 miljard rand. Nou, hier verloor ons markandeel en dit gaan natuurlik afhang wat se tipe vleis dit is. Dit is ook hoendervleis. Dan die slagsyfers, gaan vir julle 'n bietjie vertel. Daar is A-pryse bees, so 62, 63 rand per kilogram bly maar plat. Ten spyte van die 44.000 beeste per maand wat ons minder slag hierdie eerste deel van die jaar as laas jaar. So die aanbod is baie minder en nogtans bly die pryse laag, wat vir jou sê is 'n probleem in die vraagkant. Daar sien sywaarts 57 rand per kilogram en speelkalvers bly redelik sterk op 42, 43 kilogram met die goeie voermarges. Natuurlik, uitvoere is ook skerp laer, amper lyk by die jaar gaan ons 2 miljard verloor aan beesvleis uitvoere, wat alles uit die boer se sak uitkom. En natuurlik die voerkrale sukkel ook, want hulle deurset is minder en abattoirs. Lamvleis redelik stewig, hier by 107 rand per kilogram.
Die slagtings is ook heel wat laer, amper 80.000 per maand wat ons minder slag as in 2024 gemiddeld. Ek dink dit stig die pryse, maar die uitvoersyfer was in Maart maand redelik laer en in April het hy opgespring, het baie mooi herstel en ek dink dit help om ons pryse te stit. So dit help met die lae slagaanbod. Dan wolpryse ook redelik goed, bly stadig hoër kruip. R276 per kilogram vir die RWS markaanwyser. Dit is omtrent 45-50% hoër wolpryse so 3-4 jaar terug. En natuurlik met die hoër lamprys, vleispryse is die wolboere en skaapvleisboere in 'n goeie posisie. 18,5 mikron gesertifiseerde wol, R313 per kilogram. Glad nie sleg nie. Nou net oor die suiwelbedryf, lyk by hulle sterk standpunte van die NPO, het hulle redelik toegang tot enstowwe, hulle vorder baie goed en hulle is besig om die geveg te wen omdat hulle so gekonsentreerd is en die pryse dryf sywaarts hier rondom R7 per liter. Dan vark en hoender, varkpryse redelik gedaal. Die tyd van die jaar, maar 'n seisonale tendens hier van 'n raps oor die 40 en op die oomblik R33-34 per kilogram. Maar wat ook interessant is, die slagaanbod het heel wat gedaal by die varkbedryf ook. Wat net weer vir my wys dat ons verloor markandeel. Hoenderprys R35 per kilogram vir die broer, ex-abattoir, bevroore prys. Maar dan wil ek vir julle gou 'n bietjie hier 'n paar syfers noem in die tabel. Kyk in die tabel wat ek vir julle wys is. Oor die laaste 3 jaar het braaikuikens se produksie met meer as 1 miljoen braaikuikens per week gegroei. Nou so wat 22,37 miljoen braaikuikens per week. Nou probeer dit in jou kop verwerk. Natuurlik as jy verby hierdie hoender wegneem eteplekke kry, dan kan jy dit sien. Dit beteken daar is hoorgehou 57 miljoen ekstra braaikuikens hierdie jaar in die mark en die mark absorbeer dit. Die pryse hou en al wat dit vir my sê is dit neem markandeel weg van die rooi vleis. Invoere ook bietjie laer hierdie laasjaar. So ons verloor markandeel en ek is regtig bekommerd waar gaan die rooi vleisbedryf daar. Dan het onlangs ook het hulle getoon dat ons braaikuikenbedryf is van die mededingendste in die wêreld, natuurlik die baie lae voerpryse speel 'n rol. Dan eierproduksie, onthou dis ook 'n proteïenbron wat ons mee meeding, het redelik skerp toegeneem. Julle sal sien in die tabel, 2024 het ons groot verliese gehad as gevolg van voëlgriep, maar tans word 147 kiste eiers per week meer geproduseer. 147.000 kiste per week en daar 360 eiers in 'n kus. Julle kan nie som maak, dis 'n groot klomp eiers meer in die mark en die prys hou hier by 22-23. So al wat dit weer eens vir ons sê, ons verloor markandeel en dit bekommer my. Die hoenderbedryf groei sterk en ons verloor ernstig markandeel. Dit daar gelaat. Goeie nuus vir die boere, of vir ons die wat koffie drink, die Brasiliaanse koffieboonoes het redelik toegeneem. So 2-3 jaar terug was dit swak oeste, die pryse het skerp gestyg van koffie, die van julle wat dit waarneem. En natuurlik hulle het goeie winste en die internasionale ouens sê hulle gaan hulle bome kunsmis gee want daar is goeie winsmarges. So minstens druk dit pryse laag, so ek dink ons kan meer gereeld 'n koppie boeretroos neem, of soos een van my boerevriende sê, 'n bietjie polisie koffie, dit is hoog in aanvraag hier in die koue tye. Groete van Johan Willemse.